Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart dood maak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. Vandag kyk ons na groener maniere van dink, doen en ry. Hier is 'n voorsmaakie. In hierdie episode van Nisboere, ons ontmoet Greenfish, 'n groenvissery in die Kaap. In die ateljee gesels ons met Karl-Heinz Kugel, uitvoerende hoof van JAC Motors Suid-Afrika, oor hul fokus op voertuie met 'n laer koolstofvoetspoor. Hier's Corneille. Voor ons by die groen dinge uitkom, verwelkom ek graag JAC Motors se uitvoerende hoof in die ateljee. Karl-Heinz, ja, dankie dat jy weer vir ons kom kuier het, want jy bring altyd soveel positiewe energie. Dit is baie lekker om hier te wees, baie dankie. Ons is natuurlik verskriklik dankbaar dat julle weer ingestem het om titelborg te wees van die Nisboere TV-reeks en dan ook medeborg van daai groot bakkie kompetisie wat ons nou geloods het. Ja, Corneille, dis 'n voorreg om dit te kan doen en ons sien uit na die lieflike stories wat gaan inkom en ons sien uit na die jaar om te sien wat is al die nuwe geleenthede wat mense mee besig is. Nee, ek kan self nie meer wag nie. Kom ons kyk net hierna. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkajuit bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Because ja, daai is nou ordentlike werk hiersel. Ja, nee, Corneille, ons is baie trots op die bakkie. Ja. Ons wil graag die land volmaak van die bakkies. Jy weet, as ons kyk na sy petrolverbruik, sy dieselverbruik van 6.1 liter, wat ons gekry het, die terugvoering van die publiek en van veral die boere, is iets om oor opgewonde te raak. En ons het dit gevoel, ons wil vir die land 'n voertuig gee, 'n bakkie, waarmee jy inkomste kan verdien, waarmee jy jou lewe kan maak, teen 'n prys wat die publiek kan bekostig. En dan ook natuurlik wil ons iets hê wat die mense kan sê, luister, hierdie bakkie is goed vir honderde duisende kilometers. So ons is trots daarop en ons sien uit na geseënde verkope. Ons kan self nie wag nie, natuurlik al die slim idees wat gaan uitkom in die kompetisie. Dit gaan alles net die land nog 'n beter plek maak. Daar het julle dit. Hoe gouer jy inskryf, hoe beter. Maak daardie bakkie joune met jou innoverendste nisidee. WhatsApp ons sommer nou, al die inligting is op ons webtuiste beskikbaar. Nou is dit tyd vir 'n kuier by Antoinette. Ek is verskriklik lief vir petersilie. In die ou dae het die ou mense gesê, petersilie groei nie by 'n kwaai vrou nie. So ek kan nou, julle kan nou 'n aanduiding kry van my vriendelikheid. Ek het pragtige petersilies hier op die stoep. En hy sien net daai ding wat jy hier op 'n toebroodjie of hier in 'n bord slaai of op 'n eier sit. Nee, hy het die meeste Vitamiene C wat jy kan inkry. En as jy nou vir hom net so eet, sny hom sommer so fyn oor jou kos, of as ek hom nou in 'n koppie kookwater gooi, gaan ek gaan soveel in my koppie kookwater gooi. Dis nou sommer die eerste een wat ingaan. Want hierdie bruisgoed wat ons so gooi in waters, wat sê vitamienaanvullings, dis vreeslike duur urine, want my se liggaam kan dit nie opneem nie. So dit kom nou maar sommer onderuit wat nou maar met alle waters gebeur. So as jy nou jou Vitamiin C wil opskerp en sommer weet, jy gaan nou 'n Vitamiin C inspuiting kry wat jou liggaam kan opneem, dan gaan jy na hierdie petersilie toe. Eenvoudige petersilie moet 'n groot werk in ons liggaam. Dan kan ons nou ooit kon droom dat petersilie soveel Vitamiene C in het. En gedink nou aan die praat van C en Vitamiene C en die C wat perfek inpas by ons seekos. Eet jy ooit seekos? Luister, ek eet seekos en ek love it. Nee, dan gaan ons nou lekker eet, ek en jy. Vandag vat Nisboere see toe met Greenfish. Van vars vangste tot die passie agter die produk, geniet die bydrae. Greenfish is die resultaat van twee broers wat met vislyne in hulle hande groot geword het. Hulle kundigheid, respek vir die see en verbintenis tot see-ekologie
vorm die kern van alles wat Greenfish doen. To tell you the story of how Greenfish started, I probably have to go right to the beginning of catching my first fish. I caught my first fish when I was 5 years old, when I got a little yellow fishing rod on my 5th birthday and went down to the river and caught this little fish, and I've pretty much been hooked ever since. Growing up with my brother, we chased every rock pool, puddle, piece of ocean, river, dam, just absolutely besotted with catching fish. Going through high school, started catching fish down in Oceania. What I used to do was take a few of my snook home, fleck them, salt them, and go to the hospital where my mom worked and sell them out of hand. And instead of getting, say, 5 rand back then, I got 10 rand. One thing led to another. Started off in mom's driveway with a little green bantam bakkie, trading a handful of fish that I'd caught. And it very organically grew to what we're very blessed with to have today, with an umbrella of almost 200 people under us. We have 3 main pillars within our business. The founding pillar was taking export quality fish that is always destined for overseas, and just simply giving it to restaurants in Cape Town. So we started with that as one of the pillars, supplying restaurant into the hospitality trade. COVID came along and we lost all the restaurants, and we had to pivot very, very quickly. And one of the things we did is we went B2C, literally overnight. I remember COVID, the first lockdown was a Thursday night, midnight, and we scrambled, and Monday morning, 3 days later, we went live onto social media and said, hey guys, if you want to get some beautiful seafood that's local, lacquer and fresh, hit us up. And the next minute, ping, we got an order, and it was like, what? It was an absolutely incredible journey. That whole company was born, or that leg of the company was born just to survive and keep the lights on. How can we turn the stock that we have on hand back into cash? And in this journey of catching fish, working with restaurants, I've discovered a love that was awakened by a trip to the Tsukiji fish market in Japan, of eating fish and sushi particularly that's not drowned in, let's say, Western sauces. And that's birthed Greenfish Sushi, which is something that's new, we're very excited about, and I'm going to go with the same philosophy that we've just been doing. The basic ingredients done simply and right. I hate the word sustainable. I've scrubbed my entire website, my marketing of that word, and I'll tell you why. There are huge companies out there fishing and doing a lot of damage to the environment, where people just don't see it because it's just beyond where the average person will ever see. What they do then is they bolt the word sustainable onto their action, and then people somehow think it's okay. I disagree with that 1000%. At Greenfish, we say low impact. Why do we say low impact? Because we are having an impact on the ocean, but we're having a small impact. How are we having a small impact? Our catch method of using a single hook and line, a school of fish comes through. We catch a couple fish out of that school and the rest moves on. We've had an impact. It is small, but we've allowed future fish to go and breed, reproduce. Industrial fishing methods would simply come along, take out every single fish, destroy the ocean beds, the reef, and leave nothing to go on. So I know that the fish that we are providing is super good, super nutritious, and it's local and lacquer. Why do we want to fly fish halfway around the world and consume it in Cape Town just because it's popular on some TV show? There's a lot of unsung heroes right here on our doorstep that cost a fraction of what you might eat imported fish at. What's really special is that we have control of this full value chain, from hook into your kitchen. I always tell people it's kind of like having a little fisherman in your fridge.
You open the fridge, like opening your app, and you think, what did they catch today? Oh, they caught some beautiful yellowtail. Boom. And it arrives at your door the same day. Net hierna, Greenfish bring hulde aan die see met harde werk, spanwerk en familiewaardes. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. I remember driving down into Hart Bay and seeing a guy at the robots with his shirt at about 6 in the morning with a little piece of paper saying, "My name is Talani and I'm looking for work." I wound down my window and I said to him, "You looking for work?" He said, "Yes, sir." I said, "Are you strong?" He said, "Yes." I said, "Are you willing to work harder than you've ever worked in your life before?" He said, "Yes." I said, "Jump in, we're going to carry tuna today." He started working with me 1 day a week on a Monday. Today, he runs my entire production team downstairs and he's just the most incredible human being ever. We are a family, even though we are a mixture of races and religions in the company. We also are family because my brother's in the team, fishing mad. My wife's helping. My sister-in-law's there. My mom comes on the boat. We've got ladies in the sales team that have been with me also for so long. I call them my work wives. And what I think we've developed is a culture of working together, getting the job done. There's no huge hierarchy of, I don't do this because that's not my role. We start and finish the day as a team, and yeah, I think that's why we've been so blessed with almost zero staff turnover in all the years. So our home delivery service is everything in Cape Town that we can touch, same day delivery. Our restaurant-based supply touches every reach of South Africa. If there's an airport and I can fly it, I'll get it to you same day. Sometimes I laugh and tell customers in Joburg, I think I've gotten my fish to you faster in Joburg because there's no traffic in the aeroplane than sitting in the traffic trying to get into the waterfront in Cape Town. So yeah, we've been very blessed to be able to supply to many regions in South Africa. And like I said, a lot of those guys that support us are getting their fish almost same day. They're serving their fish within 24 hours of when it's been caught. I mean, how amazing is that? Wow. So when I see myself in 5 years, I didn't even think I'd be here. If you'd asked me almost 20 years ago, where would I be? I would never have said we'd be here with a staff complement and our own vehicles. One of the things we've always done is remain self-sufficient. We control everything, every stage of the process. It's taken us longer to get where we are, but we've been in control. And I think we're a business that really has a solid foundation based on these hands. Where does the future hold? I don't have to get bigger and better or any of that. I'm not driven by money. I'm driven by purpose. Our purpose of the ocean, our purpose of... I've found such peace in my own heart by sharing the story of the oceans that we have in South Africa, the hardships that some of the fishermen go through, and absolutely hearing our fish that people can go home and have a lekker braai with a lekker piece of varsgeelstad that was caught here. If I can just do that and sing the praises of our local oceans, that's more than enough for me. Net hierna, ons gesels met Karl-Heinz Kübel van JAC Motors Suid-Afrika. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle.
Karl-Hans, ja, wat 'n interessante insit so, en wat dink jy van hierdie Greenfish besigheid? Ja, Corneille, ek sien nie iemand wat met COVID gesê het, wat nou, die Here gee vir hom 'n skitterende idee, hy dink uit die boks uit, en ek dink, is ons land nie vol van absolute awesome mense nie. Ja. Mense wat net sê, ophou, is nie 'n opsie nie. Ek gaan dink, bid, vra vir die Here, en hier het hy 'n suksesvolle besigheid. En dis hoekom ons betrokke wil wees, want ons wil betrokke wees by die mense wat sê, teen alle odds, Ja. gaan hy en hy begin 'n besigheid, hy gee om, hy sê dat, hy gee om vir wat gebeur op die see. Ons wil nie 'n hele skool visse uitroei nie, ons vang en ons laat net soveel dat dit die ekosisteem kan aanhou beweeg. En dis hoekom ons met ons bakkie wat ons bring, wat ek hoor hy praat van sy bakkies, Ja, en ek paar hoor, keer, ja. en ek dink, diesel het nou so duur geraak, dat as jy 'n bakkie het, wat kan jy sê gebruik 6.1, en daai verbruik het ons getoets in Suid-Afrika. Hoeveel geld kan jy nie spaar nie? Hoeveel beter kan dit nie vir jou maak nie? En hoeveel kan dit jou help met jou kontantvloei nie? Want ek kan net dink, sy grootste koste 10-10-1 is dieselverbruik. Of dit nou op die boot is wat hy gebruik en of dit op die vervoer is. En dit is net vir ons lekker om betrokke te wees, nee. Baie is selfregverdig. Ek praat baie keer met Paul, sê hulle maar my kinders moet leef, ek doen hierdie, maar hulle doen dit op so 'n verantwoordelike manier. Hy verdien sukses, ja. Ja, en hy het gesê geld is nie alles nie, en ek stem saam dit met was hom. mooi, Jy weet wat, sy passie. Ja. Sy passie het veroorsaak dat hy suksesvol is. Want wanneer jy 'n passie het vir iets, dan sit dit om laterhand in winsgewendheid, want jy geniet dit en dit is lekker en jy sien uit elke oggend om te gaan en jou passie uit te lewe. En dis goed om dit te sien. Dis absoluut lekker om dit te sien. Maar net terug na julle, kom ons vat julle hybrid bakkie. Vertel my 'n bietjie vir die kykers meer daarvan, want dit is mos nou relevant vir die tyd wat ons nou is met die diesel. Yes, ek dink die PHEV, Ja. plug-in hybrid, ek dink dit raak nou meer en meer relevant, Ja. want veral vir boere, ons het nou een wat ons bring wat 'n difflok het, Ja. so met ander woorde, boere kan hom gebruik, Maar hy die het 4x4, motorry. het hy daar, dis daar, en die lekker ding is, jy kan die hele dag ry deur die batterye net te gebruik, jy kry 100 km op die batterye, as jy uit batterykrag uit hardloop, dan skop die engine in, so jy het nie daai probleem dat as die battery nou ophou gaan staan, die ergens, ja. nee, jy kan 800-900 kilos ry. Maar die belangrikste is, Suid-Afrika is 'n land vol sonkrag. So as jy sonkragpanele by jou het en jy het batterye, dan kan jy in die oggende kan jy hom charge, dit vat 'n uur, minder as dit, en jy kan die hele dag ry op elektriese krag. En ek dink meer en meer gaan mense begin besef dat luister, diesel petrol is duur. Dit is daar's ander alternatiewe beskikbaar. En ons by JSC sê ons bring hier ander alternatiewe. Jy weet, ons het oor die 50 elektriese trokke wat hardloop tussen Eskom en Takealot. Sure, Ons is die grootste verskaffer van elektriese trokke, en ons het nou ook 'n klein elektriese bakkie gebring wat ons vir mense sê hy kan 200 plus kilometers ry op 'n vrag. En ons het nou terugvoering gekry van 'n liefdadigheidsorganisasie wat vir ons gesê het die eerste 6 weke het hulle R15,000 gespaar aan diesel deur die voertuig te gebruik. Ja, ek kan weer terugploeg, ja. So daar's opsies. En die belangrike ding is, solank as wat daar opsies is daar geleenthede. Prysgewys, as jy kyk na die hybrid bakkie, hoe lyk sy prys vergelyking met wat in die mark is? So die T9 hybrid gaan uitkom omtrent hier by die R860,000. Nou dit is 'n goeie prys. Nee, vir wat jy kry dan. Vir wat jy kry, en dan praat ons van 'n 4x4. En dan praat ons van 'n voertuig wat luxueus is, daar's alles in hom. So ek dink die goeie ding wat hier uitkom is, bakkies en voertuie is nou meer bekostigbaar. En ek dink die belangrikste vir alles is ons bring karre wat die mense wat nooit 'n nuwe kar kon bekostig nie, kan nou 'n nuwe kar koop. En wat nou dit veroorsaak is, gebruikte karre se pryse gaan laer, en dit veroorsaak weer mense wat nooit gedink het hulle kan 'n gebruikte kar koop nie, sal nou 'n gebruikte kar kan bekostig. So ek dink wat besig is om in die mark te gebruik is skitterend. Die Chinese is besig om al hoe meer werksgeleenthede te skep. Jy sien omtrent nie meer 'n vertoonlokaal wat leeg staan nie. Hulle is almal vol. Hulle is almal vol diensgeleenthede, werksgeleenthede.
En ek dink dis goed vir die ekonomie en ek dink daar's 'n goeie toekoms vir Suid-Afrika. Pryse in alle waarskynlikheid gaan maar net aanhou styg, die dieselpryse, en dan moet jy begin twee keer dink in die tipe voertuig wat jy koop. Dan gaan ekonomiese verbruik gaan 'n groot rol speel in jou keuse van 'n bakkie. Ja. En weet jy wat, soos ons wat besighede het, ons het klaar solar op die dakke. Ja. So Ja, vir wees dit, ons, ja. so om die karre nou te charge, ek jammer vir die Ja, nee, Engels, maar dit- maar dis net, dis al verniet, dis daar. Nou as jy 'n vloot het van 10, en jy spaar soos op ons T6 net te vergelyk met ander, kom ons sê jy spaar 3 liter per 100, dis R90 per 100 kilometer. Maar dink dan net, as jy 10 voertuie het wat jy, en hulle doen 10,000 kilos, en jy kan ontslaa raak van daai hele diesel rekening, man, dit is groot besparing, dit is wesenlik. Ja. En dit kan jou net help om verder te groei. En behalwe dit, Konay, gee dit vir jou voordeel bo die ander mense wat nie die geleentheid gebruik om te sê, maar miskien moet ek net kyk na elektries. Want ons is almal skrikkerig. Ek was skrikkerig toe die eerste elektriese voertuig kom. En toe sê ons maar die plug-in hybrid is jou antwoord op die oomblik. En as jy lokaal is, met ander woorde jy is in die stad, dan kan jy vol elektriese een vat want hy ry 'n spesifieke roete. Jy weet hy kan daai roete doen op 'n volle charge, so daar's geen risiko nie. En jy spaar 'n klomp geld. Nee, gaan nou kyk, ons is in 'n land waar mededinging is sterk. Daar's altyd baie van alles. As jy 'n nuwe idee begin, is daar vinnig 'n paar nuwe ouens wat jy gaan kopie, maar dan moet jy na klein goedjies kyk om jouself nog steeds 'n voordeel te gee bo die res, en dan kan die koste van aflewering, as jy net daar 'n bietjie kan wen, beteken jy kan jou produk teen 'n hopelik 'n goedkoper prys as die ander persoon by jou mark kry, en dit kan vir jou ekstra nuwe besigheid inbring. So en daar gaan julle bakkie dink 'n groot rol speel. 100%. En jy weet, Konay, ek het nou die dag vir ons courier company gesê. Ja. Jy weet diesel raak duur. Wat doen jy om buite die boks te dink? Ja. Wat doen jy om vir jou kliënte te sê in plaas om net te sê, luister, ek moet nou by prys opsit en ek moet jou nou meer vra. Wat hoekom dink jy net sê, maar luister, ek bring nou elektriese voertuie in. Ek gaan nie almal vervang op een oomblik nie. Toe ons met Takealot begin het, was dit 6. So. Nou het hulle al amper by die 30. Ja, nice. So jy faseer hom in en jy maak seker dit werk vir jou. En dan sê jy binne kort agterkom dit werk eintlik skitterend. Maar ek wens jy het nog baie meer tyd gehad, maar weer eens verskriklik dankie vir julle rol. Ek moet aan julle maak vir ons Nisboere moontlik met julle borgskap. So jy kan saam trots voel vir al hierdie slim idees wat ons al hier gesien het, en te weet julle het ook 'n rol in daai in, en natuurlik die kompetisie wat jy nou weet ons mee besig is. Daar gaan goeie idees uitkom. Ons gaan dit met julle ook deel. Julle moet kom help kyk en help kies aan die regte inskrywings, en dan gaan iemand nog weet met een van julle blink voertuie wegry voor die einde van die jaar. En ons sien uit na daai idees. Ek wil vir die mense daar buite sê, bring julle idees. Dis lieflik om dit te sien. Dit is dit maak ons eintlik trots om deel te wees van die land met al hierdie idees en alles wat jy sien, en almal wat net nie ophou nie en sê maar hier's my idee. Dit is net beautiful. Baie dankie Konay dat ons kan deel wees hiervan. Ja, is lekker om hier te hê. So gepraat van daai bakkie, daai splinte nuwe JC bakkie, soek 'n baas, so onthou om in te skryf. Al die inligting is op ons webtuiste beskikbaar. Tot volgende week. Mooi loop. En mense, moet asseblief nie vergeet nie om ons land se nisboere te ondersteun nie. Groetnis. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Alinea Wine skep unieke wyne met 'n sterk fokus op terroir en herkoms. Ons loer in by Gerber & Co, 'n Namakolandse merino wol vervaardiger. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.